Romeine 6 vers 22 sê, maar nou is julle vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. God wat jou gevorm en gemaak het, ken jou toekoms. Meer as enige iemand weet hy hoe sonde al daardie belofte en potensiaal in jou kan vernietig. So terwyl ons nog sondaars was, het God Christus gestuur om vir ons te sterf. Hy het na 'n wrede boom, die kruis gegaan, waar hy ons versoekings, ons sondes en ons veroordelings aangeneem het. Hy was daar gebind sodat ons vry kon wees. Hy het gesterf sodat ons kan lewe. Hy het 'n doringkroon gedra sodat ons koninklikes kan word. Toe hy gesê het dit is volbring, het hy 'n komma gesit waar Satan 'n punt wou hê. Om Jesus te aanvaar maak nie net van ons beter weergawes van onsself nie. Ons word nuwe skepings. Die ou sondige natuur wat ons van Adam geërf het, is saam met Christus gekruisig. Ons is dood vir die sonde. Ons is genees van 'n terminale siekte. Ons is almal gebore met die kanker van sonde. Om in 'n kerkbank te sit sal nie ons siele reinig nie. Ons kan nie hard genoeg sing of genoeg goeie dade verrig om hierdie siekte menslik aan te spreek nie. Maar wanneer ons hierdie gratis genesing van genade van Jesus aanvaar, is ons nie meer slawe van sonde en dood nie. Majesteus, wonderbaarlik en genadiglik gaan hy na die bron van ons sonde, siekte en genees en maak ons vry om weer te lewe. Here, baie dankie. Dankie vir die kruis, dankie vir Golgotha en dankie vir die opoffering. Dankie dat U U lewe gegee het sodat ons kan lewe. In Jesus se naam. Amen.